'n Daaglikse oordenking saam met my, Rinus van Sandwyk van Sion in Parys. En vanmôre praat ek bietjie met jou oor die kruis. Ek lees vir jou Openbaring 5 vers 6 vanmôre. Johannes skryf en hy sê: "Toe het ek tussen die troon en die 4 lewende wesens en tussen die ouderlinge 'n lam sien staan, soos een wat geslag is." Volgens Jesaja 52 is Jesus se gesig meer misvormd as die van enige ander man. Meer onsuur as 'n man met 'n treinongeluk, 'n vliegtuigongeluk, Hiroshima. Jy sien, dis nie net dat Jesus se baard uitgepluk is, en dat sy rug geslaan is, en dat sy sy deurboor is, en sy polse vasgespijker is nie. Dit is die sielkundige en geestelike stres wat hy in die tuin van Getsemane ervaar het, wat veroorsaak het dat die bloedvate in sy gesig gebars het. Jesus het misvorming en letsels ervaar op maniere wat ons nooit sal verstaan totdat ons hom sien nie. Maar hier is die interessante ding. Die vrees wat hom sielkundig en fisiologies sou misvorm, was nie te wyte aan die fisiese lyding wat hy sou verduur of aan die bloed wat hy sou vergiet nie. Die een ding wat ons held angstig gemaak het, was dat hy geweet het hy sou vir 'n tyd kontak met sy Vader verloor. Aangesien hy wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons geword het. Ons sidder by die gedagte om ons baas te hoor sê, "Jy's klaar," of ons meisie te hoor sê, "Totsiens." Maar as iemand sou sê, "Jy gaan vir 'n dag lank alle kontak met die Vader verloor," sou ons nie omgee nie. Waarom is ons onverskillig oor dit wat Jesus bang gemaak het, en ons is vreesbevange oor dit wat hy gesê het, "Laat julle harte nie ontsteld word nie." Jesus was naby sy Vader. Sy lewe is van sy Vader gekry, was in 'n noue verhouding met sy Vader. Daarom het hy uit sy gesig gebloei by die gedagte dat aan homself vir 'n kort tydjie buite gemeenskap met sy Vader te wees. Daarom het hy gevra dat hierdie spesifieke beker van hom af weggeneem word. Daarom was hy meer as enige ander man in die geskiedenis geskend. Waarlik, wanneer ons Jesus sien, sal ons ontzag, verbaas en gebroken wees oor wat hy gedoen het om ons hemel toe te kry. Mag jy hieroor dink in hierdie dag. Mag die Here jou seën met sy teenwoordigheid. Amen.